Goeiemôre Suid-Afrika. Ek is 'n bietjie laat vanmiddag. Dis nou 1 April, Woensdag en dis 1500 Bravo Suid-Afrika tyd, die tyd wat ek hierdie berig doen. En ons update vir die Iran-oorlog. Wat gaan aan? Baie dinge gebeur agter die skerms op die oomblik. Intussen het daar nog special forces aangekom in die omgewing. Ekstra groepering wat president Trump het om te gebruik vir sekere missies. En daar is sekere tipe missies wat hy kan gebruik. Beslis vir die hulle capabilities. Een van hulle is om 'n klein groepie te infiltreer in die Iran area in en die verrykte Iran te gaan uithaal. Opspoor, collect, uithaal en uitbring. Normaalweg kan dit doen met 'n klein groep special forces. Jy het nie julle division of 'n julle bataljon of julle een of ander groot mag nodig om dit te doen nie. Veral as jy eers op priority het. Die enigste probleem op die oomblik, daai plekke waar die verrykte Iran gestoor word, is diep onder die grond en het gekollaps met die laaste attack. So dit gaan 'n tydjie vat om dit uit te kry. Maar dis een opsie. Daar's baie ander opsies wat hy het vir die special forces wat hy kan gebruik. Die volgende ding is daai strategiese eilande in die Persiese Golf. Hy kan met groot magte of met special forces daai eilande oorvat. Wat help om af te dwing die oophou van die Strait of Hormuz. En ook die ander opsie is, het nie 'n saak nie. Trek die magte daar terug en die Europese lande, die ander lande wat daai stryd nodig het om hulle olie te kry, sit self hulle ouens daarin om by plek oop te hou. So daar's baie opsies wat die president het. Ander golfstate vra die president om aan te gaan met die oorlog. Hulle wil nie hê die oorlog moet stop nie. Hulle wil hê Iran se regime moet totaal vernietig wees. Wat kan nog lank vat as jy dit wil doen? Hele paar maande, maar president Trump het gesê het is moontlik dat hierdie oorlog verby gaan wees binne die volgende 2 tot 3 weke. Soos oorspronklik beplan was, die 6 weke wat hy gesê het, 4 tot 6 weke, ons trek nou in week 5 se begin. So hy het gesê dis heel moontlik dat hierdie ding verby is. Dan onttrek die Amerikaanse magte strikes uit Iran uit. Dit beteken nie onttrek terug Amerika toe of strikes gaan ophou nie. Dit beteken nie daar's nie 'n volskaalse operasie binne in Iran meer nie. Die magte wat altyd in die Midde-Ooste ontplooi is, gaan daar bly. Met die opsie dat as hulle sien met intelligence dat Iran weer een of ander goed probeer trek, jy weet, miskien probeer missiles bou of miskien Iran verrykte program voortsit, dan is dit net oop om in te gaan en hulle te strike. Want op die oomblik het hulle geen air defense nie. So hulle het nie 'n weermag, 'n konvensionele weermag meer nie. Hulle troepe, is al wat hulle het, wat intussen die populasie wegkruip en die wat nog oorblywende drones en missiele wat aan die grond wegsteek, maar daai sal met stelselmatig opgespoor en vernietig word. So dit is baie moontlik dat die operasie kan afskaal binne die volgende 2 weke, 2 tot 3 weke. Intussen het die George Bush aircraft carrier vandag gister ontplooi. Is op pad na die Midde-Ooste toe. Dis 'n normale ontplooiing en hy's daar om die Gerald Ford af te los. Die Gerald Ford het in die laaste paar dae teruggetrek uit die omgewing uit. Hy's nou al in een van die Griekse eilande, dink ek. Waar hy reg maak om terug te kom Amerika toe vir hulle. Dit is die einde van hulle deployment. Hulle was deploy vir 'n hele paar maande, die crew op die Gerald Ford. Vroeër in die oorlog was daar brand op die Gerald Ford wat begin het in die laundry afdeling. So ek weet nie of die soldate wat die laundry moes doen, iewers 'n fout gemaak het, elektriese fout. Ek weet nie of het as plus gedoen, jy weet nie lus om te stryk nie. Whatever the case may be, maar daar was 'n brand in die laundry afdeling wat gecontain was en die skip het operasioneel gebly, die operasies het aangegaan. So dis een ding wat hulle gaan regmaak as hulle terugkom anyway, is daai skade wat by die brand aangerig is in die laundry afdeling. Hulle doen altyd as hulle terugkom vir 'n 6 maande terugtrek, dan herstel hulle enige skade of doen maintenance op die skip. Maar die fort is op pad terug in die George Bush is op pad in weer. En die George Bush gaan daar wees en nie noodwendig deelneem aan operasies nie, maar hy's daar vir backup en hy gaan nie noodwendig daar bly nie, hy kan later skuif na ander dele in die wêreld waar hy nodig is. Dit is die George Bush Carrier Group.
Op die oomblik fokus Amerika en Israel steeds op Iran se toekomstige capabilities, enige iets wat hulle het wat hulle kan wapens bou of voorberei of so aan, word nog steeds gestrike, en plekke wat hulle nog kan optel waar missiele vanaf gelanseer word gestrike. So daai dinge gaan aan. Die standaard operasie gaan nog aan. Intussen is die samesprekings aan die gang vir sien of daar groot finale tref gaan wees die 6de April. Is hulle nie tot 'n skikking kom nie. En intussen sien ons ook, soos gister het Iran weer siviele teikens in Kuwait getref met en probeer tref oor die opgaarplekke by lughawens en so aan. Maar dis al wat hulle het nou, is skiet siviele teikens. Dis al wat hulle kan doen met die paar missiele en drones wat hulle oor het. Skiet maar siviele teikens. Doen wat hulle die beste doen in hulle lewe lank, terreuraanvalle. So dit is dan vir vandag. Geniet julle dag verder. Ek is Morne Botha, Koepel TV korrespondent, regstreeks volgende uit Nashville uit. Geniet die dag.